Goeiemôre julle. Matilda is steeds in Pretoria, haar dinge het bietjie anders uitgewerk. Sy kom nou hierdie naweek terug. So ek hou nog steeds die fort en dan die gesprek vanmôre. En ons is steeds met daardie reeks besig oor spiritualiteit in gesprek met ander dissiplines. Ons het nou vir 'n paar weke het ons stil gestaan by spiritualiteit in gesprek met kuns en met kreatiwiteit. En vandag begin ons inbeweeg. Dalk staan ons ook so 'n bietjie langer stil daarby. Begin ons inbeweeg in spiritualiteit in gesprek met die wetenskap. En weer eens, dis interessant, sodra mens dan oor 'n onderwerp begin praat of 'n saak aanroer, dis maklik om te sê ons praat oor kuns, of ons praat met kuns, of ons praat met wetenskap, maar dit is sulke ryk velde. 'n Mens kan amper 'n jaar spandeer aan onderafdelings en fasette daarvan. So wanneer ons oor die wetenskap praat, dan dink ons aan alle fasette van die wetenskap. Ons dink aan geologie en fisika en chemie, en fisika het weer onderafdelings. Ons dink aan ingenieurswese. Dit is al hierdie fyn ingestelde dinge op die natuurwette en op hierdie wêreld waarin ons leef. So dit is hierdie ryk gesprek wat ons dan nou ook met hierdie dissipline het. 'n ander veld as ware. En wanneer ons sê dat spiritualiteit ook in gesprek met die wetenskap tree, dan is dit ook nogal iets wat in sekere kringe, veral in die geskiedenis, nie altyd baie goed beoordeel is nie. Daar was 'n sekere vyhandigheid tussen spiritualiteit en wetenskap, omdat mense wat in die kerk was, gelowige mense, omdat hulle gevoel het dat die wetenskap vyhandig teenoor God en God se werking staan, dat die mens alles verklaar en probeer verduidelik net vanuit sy raamwerk en nie genoeg in berekening laat vir God se betrokkenheid nie. En dit is sekerlik so. Daar was 'n sekere hubris by mense waar ons gedink het dat ons kan alles verklaar met ons denke en met ons verklarings en met ons formules, en dit is nie so nie. So daar was tradisioneel in party kringe hierdie vyhandige houding teenoor die wetenskap. Maar dit is wonderlik om te sien hoe daardie gaping tussen spiritualiteit en wetenskap op baie fronte ook kleiner word en party plekke net nie meer bestaan nie, omdat hulle soveel raakvlakke het, dat hulle nie anderster kan as om in dieselfde span te trek nie. Baie dinge het verander aan die begin van die 20ste eeu. Hier aan die einde van die 19de eeu, in die 1890s, was daar fisici wat gesê het, en dit was nou 'n wetenskaplike wêreld wat gebaseer was op Newton se wette. Newton was die groot dryfveer agter die industriële revolusie, sy wette en sy bevindinge. En daar was wetenskaplikes en fisici wat gesê het, eintlik het ons nou alles ontdek wat ontdek kan word. Daar is nie regtig meer velde wat ontgin moet word nie. Al wat die wetenskap dan nou in daardie geval moet doen is om 'n bietjie te skaaf en 'n bietjie te verfyn aan van hierdie wette, hierdie fisika en chemie wette wat ons op daardie stadium gehad het. Selfs chemie was nog in lette of in 'n groot mate nog in die kinderskoene. So daar was nie eintlik
baie nuut om te ontdek nie. En toe, ironies genoeg, en dit is so opvallend, met die begin van die 20ste eeu, hier letterlik op die draai daarvan, vroeg 1900s, kom Max Planck op die toneel, en 'n bietjie later Einstein, en ander fisici soos Niels Bohr en al hierdie mense, en 'n totale nuwe wêreld van die kwantumfisika gaan voor ons oop, waar dit net ongelooflik is wat dan ontdek word en wat dan oopvou. En dit maak dat ons op 'n totaal ander manier na ons wêreld kyk en die koneksies wat in hierdie wêreld is. Wanneer ons kyk na die vervlegtheid van energie en die elemente waaruit dinge bestaan. Dit het ook net vir ons wat in die godsdiens en in die spiritualiteit staan, het dit ook net totaal nuwe perspektiewe oopgemaak. Dit het ons gehelp om met ander oë na God te kyk. Waar God miskien hier aan die einde van die 19de eeu baie beperk en beheers was, met die kwantumfisika het dit net oopgebars en het nuwe velde vir ons oopgegaan. Dis ook opvallend dat waar daar 'n selfversekerde houding by wetenskaplikes was hier aan die einde van die 19de eeu, daar as ware 'n groter nederigheid by wetenskaplikes in die 20ste eeu is. Omdat misterie en dit wat ons nie weet nie, ook 'n groot element in die fisika en in die wetenskap is. Ek is nou besig om 'n boek te lees, juis wat gaan oor die geskiedenis van die wetenskappe onder andere. En dit is opvallend om te lees hoeveel keer daar gesê word, ons weet nie. Ons weet nie. En in daardie opsig is dit so pragtig aanvullend by die mystieke spiritualiteit, die kontemplatiewe spiritualiteit, waar dit nie gaan oor dit wat ons weet nie, maar oor die misterie. En is dit ook so dat baie van die groot fisici vandag ook mystici is, wat oorweldig word deur hierdie groot misterie waarmee ons te maak het. So dit is regtig 'n wonderlike avontuur om met die wetenskap in gesprek te tree, om te sien wat oopvou. En dit sou hartseer wees as ons vanuit die godsdienstige tradisie, as ons vashak by ou wetenskaplike modelle, wanneer ons nie kennis neem van al die wonderlike nuwe dinge wat oopvou, en aanmeld nie, as ons nie daarvan kennis neem nie, want dit maak dat ons nie die skoonheid van God in hierdie gesprek inbring, soos wat dit kan plaasvind nie. So dit is baie belangrik dat ons as gelowiges ook oplees oor die wetenskap en uitvind en onsself daarin verdiep, omdat dit die wêreld is waarin ons staan. So hopelik nou verder in hierdie gesprekke,
gaan ons miskien by sekere fasette stil staan. Ons gaan sien hoe dit oopvou. Ons laat ons ook maar lei. Vir ons ook maar 'n misterie. Maar dit is net wonderlik om dit te beleef en net op te kyk na die sterrehemel en te sien ons is deel van hierdie groot uitspansel. Dankie vir hierdie inleiding wat ons vanmôre met julle kan deel. En volgende week gesels ons weer. En dit is altyd lekker om die terugvoer te kry. Baie goeie terugvoer na aanleiding van die kortverhale verlede week. Baie dankie ook daarvoor. Mooi bly daar.